Ek dink dat as ons praat oor die hele week se vergadering, dan is daar regtig 'n openheid tussen die leiers wat hier saam was, baie erns en 'n verantwoordelikheid om die regte besluite te neem. Dit is so daar baie gepraat is voor die tyd en ook tydens die sinode sitting self en dan die besluite wat op die ou end geneem is in die vergadering. Natuurlik bly die pad vorentoe oop, ons bly dink oor besluite, ons kan vorentoe verder nog besluite neem, as dit net oor die selfde geslagverhoudinge gaan. Daar is reeds klomp besluite deur die jare geneem. Ek dink nie ons is aan die einde van die pad waar daar niks meer verder gesê kan word daaroor nie en dat daar ander reaksies kan kom en ander voorstelle dalk ook vorentoe. Maar ek sou wou sê die perspektief wat ek nahou oor die sinode sitting is dat hierdie is, as ons praat oor dieselfde geslagverhouding, is dit 'n baie klein aspek van kerk wees en gemeente wees. Ek dink dit het 'n groep mense in die gemeenskap saam met tydsgees omarm. Maar ek dink aan die ander kant is daar groot sake nou op die tafel wat in gemeentes moet verander en moet gebeur, en uitreik na gemeenskappe, lidmate wat verstaan wat kerkwees is, verstaan dat die eklesiologie van ons kerk is nie maar net om te ontvang en te kry, maar om uit te gaan en uit te dra, die lig van die wêreld te wees, en daardie kernsake van die evangelie en van waaroor dit gaan in die kerk. Ek dink dit is van die goed wat ons nou moet vashou en prioriteit gee ook in ons kerk. Ons land is in nood. Ons land het ook geestelike nood. 'n Nood aan 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus. En ek is van oortuiging dat ons 'n groot hoeveelheid energie van die kerk nou moet stuur in ons persoonlike verhouding en die lewe met Jesus Christus. Ek is oortuig dat die voorbeeld van Jesus en wat disippelskap behels, beteken om met die liefde van Christus in ons harte uit te reik na mense. Mense in die kerk, maar ook mense buite die kerk. En dat die liefde van Christus ons moet bring, weer die kenmerk moet word van die kerk. Hieraan sal die wêreld weet dat julle my kerk en my disippels is aan die liefde wat julle onder mekaar het. En ek wil vertrou dat die Here vir ons sal help om weer daardie liefde te kry vir mense wat in nood is, wat verlore is, wat swaar kry. En dat die kerk nie net met onsself besig sal wees nie, maar sal uitreik na 'n verlore wêreld, na 'n soekende wêreld, na 'n wêreld in nood. Die kerk is die een instansie wat die navolging van Jesus, daai waardes, kan herstel. En ons moet hande vat met ons ander Christen vriende en ons land begin heel maak. En daaroor is ons saam met ons susterskerke baie ernstig. Wat Nelis nou aangehaal het, dis waaroor dit gaan in ons kerk en dwars oor ons land. Die nood wat mense het in die platteland, in klein gemeentes waar hulle sukkel, waar landsomstandighede en moeilike omstandighede dit swaar maak vir hulle, en dat hulle net moet besef, die kerk is daar om vir hulle by te staan, om vir hulle te begelei en om vir hulle 'n mondstuk, 'n profetiese stem in hierdie wêreld te wees, en dat die kerk weer sal opstaan ook vir sy lidmate in ons land.